gaan met ons ras goed. Ons het op die oomblik nog steeds so in die omgewing van 370 teelers met net meer as 56,000 geregistreerde diere. As jy hier sou rondloop op Nampo, dan kry jy baie van ons familielede al in die gang af, links of regs van ons, en ons praat graag daaroor. Die eerste ding, hoekom ons dit vir mekaar sê, en hoekom dit suksesvol is, heterose of basterkrag, is juist die voordeel van ons ras, omdat ons 'n Zebo ras is. En die feit dat ons sê ons is 'n Zebo, dit beteken, ons ras het 'n skof, hy het langer ore, hy het meer vel, hy het 'n meer funksionele bouvorm, wat fisiologies hom in staat stel om aangepas te wees in moeilike omstandighede, harde, droë toestande of baie nat toestande. Dit veroorsaak dat ons ras word gebruik in direkte F1 kruisings, wat dan vir jou ideale moederkoei produseer, wat wêreldwyd beskou word as een van die mees volkoomste diere, in die sin dat uit 'n ekonomiese oogpunt is sy in alle opsigte beter. Meer vleis, meer vrugbaarheid, swaarder speenkalvers, dis omdat dit so uniek is. En as dit vir mekaar sê, dan sê ons vriende weerskante van ons, al die sintetiese rasse wat saam met ons op Nampo uitstal, soos die Brangus, Braffords en Simbras, het almal 'n klein bietjie Brahmaanbloed in, en selfs die Santa Genootskap ook, wat al baie jare lank nie meer direkte invloed nie, maar vroeër jare het hulle ook Brahmaan genetika gebruik. Die feit dat hulle 'n Zebo ras is, dra by dat hulle geselekteer is op harde omstandighede, so hulle moet 'n baie goeie moederinstink hê, en dis 'n baie sterk eienskap in ons ras. Met ander woorde, hulle kyk mooi na hulle kalwers, en dan het daarmee saam, het ons genoeg melkvloei om 'n goeie speenkalf te produseer, en teen die verwagte gewigte wat die kommersiële boere in die algemeen wil hê. En dan die bydraende faktor daar is, omdat dit 'n harde bees is, word ons koeie nogal relatiewe oud, enigiets in die omgewing van 12 tot 13, 14 jaar, wat hulle nog steeds kan as 'n suiwer koei kruiskalf produseer, of 'n stoetkoei, of anders as jy dan 'n F1 bees maak, dan het jy daai klein bietjie voordeel ook in die basterkrag effek wat deurkom. Ons is nou al die afgelope 4-5 jaar besig met ons navorsing. Dit het begin eintlik met 'n stelling dat beeste met skowwe se kwaliteit vleis is nie so aanvaarbaar binne in die restaurantbesigheid of vir die boervrou of vir die huisvrou nie, maar die effek daarvan is dat ons het besef dat ons variasie in die ras is van so 'n aard, ons moet dit meet. So wat ons begin het, eers by die oorspronklike BGP2 program, het ons begin om beeste te evalueer. So wat ons doen, ons het kalvers of jong bulle wat byvoorbeeld 'n fase D proses klaar het, nadat ons hulle dan gekeer het, dan die bulle wat nie goed gekeer word nie, sit ons deur 'n voerkraal proses, dan slag ons die diere, dan verwyder ons 'n snit uit die linker gedeelte van die karkas vanaf jou 13e rib in die rigting van die agterkwart, omtrent so 15 cm snit, en dan die snit word, nadat hy vakuum verpak is, gestuur na die Universiteit van die Vrystaat, waar hulle dan die Warner Brasler skeertoets op hom doen. Nou dit gee vir ons 'n aanleiding van hoe taai is die vleis, of wat is die steerkrag. En dan in dieselfde posisie meet ons dan ook skowwe. Want die bewering word gemaak dat Zebo beeste, omdat hulle groot skowwe het in die algemeen taaier vleis. So ons kan onomwonde op hierdie stadium verklaar dat die Suid-Afrikaanse Brahman tipe het sodanig ontwikkel dat daar geen korrelasie is tussen skofhoogte of sagtheid van vleis nie. Maar wat ek ook daar wil bysit, ons het die twee kleure in ons ras. Ons praat van grys Brahmane en rooi Brahmane, wat geneties eintlik baie naby aan mekaar is. Maar selfs in daai toets wat ons skowwe gemeet het, kon ons ook nie tussen die kleurtipes 'n variasie of daar's variasie, maar kan ons nie 'n tendens kry dat die een is beter of taaier of minder taai of sagter nie. Ons is opgewonde om te sê dat ons 'n een spesifieke toets gehad waar ons 55 jong bulle getoets het wat uit Buffalo gekom het, en al daai bulle in hulle totaliteit het op die Warner Brasler skaal van 'n 3.6 en minder getoets, wat baie sagte vleis is, wat voldoen aan dit wat in restaurante voorgesit word. So ja, ons werk aan dit, ons gaan nie daarmee ophou nie. Wat is die uiteindelike doel daarvan? Ons wil ontwikkel tot ons op 'n punt kom dat ons 'n spesifieke teelware vir vleissagtheid in ons ras kan kry, en ons glo ons het die genetiese variasie in die ras, dat ons dit sê binne die volgende 5-6 jaar sal bereik. Hoekom so lank? Dis 'n duur proses. Dit kos ons 'n hele paar rand om dit te doen, maar met die ondersteuning van die bedryf, ons is goeie vriende met die LNR en ook al die ander mense wat betrokke is by hierdie navorsing, en ons sê vir hulle ook dankie vir die werk wat hulle doen. Na Nampo, die heel belangrikste ding wat vir ons voor die deur lê hierna, ons het in die eerste week van September het ons die Aliskou in Parys, en dan die Vrydag het ons nasionale veiling, en nadat ons die hele week geskou het, ons sien baie uit, ons dink ons gaan 'n goeie opkoms hê. Dan het ons ook ander skoue wat nog plaasvind. Tabazimbi
het hierdie jaar streekskampioenskap, 'n Limpopo streekskampioenskap. Op hierdie stadium is die mense opgewonde, hulle praat van 'n heelwat Brahmane wat soontoe kom. Daar's ook ander rasse betrokke wat kom skou en ons sê vir hulle ook baie welkom. En dan sê ons dankie vir die mense wat ons stalletjie besoek. Ons het 'n mooi promosie aanbieding en ons sê dankie vir die mense wat saamwerk met ons en mense soos julle wat ons handel ons produk bemark. Ons sê vir julle baie dankie.